En een en elkeen van u ook hierso so by hierdie wonderlike, kosbare geleentheid, die hemelvaart van die Here Jesus wat ons herdenk. Nou, liewe vriende, ongeag wat die wêreld doen en hoe hulle oor hierdie dag voel en hoe hulle dit hanteer, is dit 'n wonderlike voorreg om vanaand saam met ander kinders van die Here te wees, wat sê ons is lief vir die Here, ons dank die Here wat hy vir ons kom doen het, en ons het hom sekerlik nodig om soveel meer vir ons te kom doen. En daarom glo ek my heel hart, liewe vriende, dat hulle wat hemelvaart herdenk is hulle wat sê, ek wil my beste vir die Here gee, en ek het hom so baie, baie lief, en mag ons elkeen so in ons harte wees, tot eer van die Here dan ook, en mag die Here vir ons wonderlik saam seën dan. Nou, liewe vriende, ons vertrou dat u dan 'n goeie dag beleef het, en vir almal was dit dalk nou nie so maklik as wat ons dit sou wou gehad het, soos in die ou dae nie, maar mag ons vanaand ons in die Here Jesus verkoop en hy ook so verheerlik word. Ek gaan vir u so 'n kort oomblikkie gee, net om u eie hart stil te maak voor die Here en te sê, Here, kom praat met my, en u dalk nou met 'n gejaagd hier aangekom en so meer verkeer en wat alles, net so oomblikkie, wil u nie voor die Here net so stil word en sê, Here, kom praat met my, en dan gaan ons saam bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U elke gebed en elke gedagte in hierdie oomblik daar gehoor het in ons almal se harte. En Here, en alhoewel dit vir ons moeilik mag wees, is dit vir U absoluut niks, want U is almagtig, U is God, Here, en U ken ons elkeen se hart, U weet hoe ons in ons binneste dink, Here, en bo alles, U weet wat ons nodig het, en ons vra dat U dan in hierdie aand ook so besonderlik met ons sal kom ontmoet, en dat U verheerlik sal word. Ons bid saam, Here, dat U vir ons naby aan U sal trek. Ons wil opnuut vir U kom dank, vir die wonderlike liefde, Here, dat U ons nie net hier op hierdie aarde kom los nie, Here, maar dat daar 'n tyd gaan aanbreek wat ons saam met U gaan wees, 'n wonderlike wederkomsverwagting wat in ons harte leef. En daarom is ons vanaand ook hier saam. En ons as die kinders in die tyd waarin ons lewe, Here, kyk dalk bietjie met ander oë na die omstandighede waarin ons is. Ons sien met 'n verwagting uit na daardie saak, Here, van die wegraping, en dat ons saam met U mag wees en dat U so verheerlik kan word. Ons kom vra dan ook, Here, dat U vir hulle wat met wie dit moeilik gaan en wie dit dalk in moeilike omstandighede is, hulle wat self siek ook is, wil U nie vir hulle aanraak en oprig dat hulle weer saam met ons ook hier kan wees en dat U verheerlik sal word. Ons bid vir elkeen wat ook so mag inluister en inskakel, sien ook vir hulle daar saam en dat U ook verheerlik sal word. Ons bring aan U die lof en die dank van ons harte. Amen. Nou, liewe vriende, kom ons gaan dan uit die woord van die Here so saam lees, en ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak, daar by Lukas die 24ste hoofstuk, Lukas hoofstuk 24, nou eintlik kan ek maar net sowel vir u sê om by Johannes hoofstuk 1 oop te maak, want ons gaan nie die laaste deeltjie van Lukas lees. Lukas hoofstuk 24 gaan ons daar lees. Dis 'n baie kort gedeelte wat handel oor die hemelvaart van die Here. Ek wonder of u, terwyl u daarin blaai, al dalk so 'n bietjie gedink het, as u dink, liewe vriende, hoeveel geld daar uitgegee word, sê maar oor Kersfeestyd met die geboorte van die Here. En hoeveel geld daar uitgegee word selfs met Paasnaweek, alhoewel dit nou nie herinner aan die kruis van die Here so seer nie, maar hulle wil nou die Paashaas en die dinge voorhou, maar hoeveel geld daaraan uitgegee word, en dat die duiwel nogal moeite doen om hierdie gedae daarom so bietjie belangrik te ag. Maar wanneer dit kom by hemelvaart, wat vir die kind van die Here uitsluitlik sekerlik is, want die hemelvaart is nie 'n goeie boodskap vir die ongeredde mense nie, dit is net 'n goeie boodskap vir die kinders van die Here. Dan moet ons sê, Here, ons verstaan ook om die duiwel het stil wil hou. En mag ons werklik vanaf uitbeweeg in die krag van die Here, en mag die Here ook vir ons so gebruik dan. Kom ons lees Lukas 24 vanaf vers 50, lees ons daarvan saam. Ons kan maar kom ons lees vers 50 saam. En hy het vir hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap,
En hulle was geduldig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Net tot daar uit die wonderlike woord, mag die Here sekerlik dit in ons harte baie, baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, ons wil in hierdie aand met u deel onder hierdie tema of gedagte dan nou, soos wat dit daar op die bord dan ook is, die seën van hemelvaart. En dit moet sekerlik vir die kind van die Here 'n oomblik van wonderlike seën wees. En liewe vriende, as ons net moet dink aan die disippels in daardie oomblikke, toe die Here opgevaar het in die hemel, en ek dink ons almal is goed bekend met die gebeure in aanloop daartoe. Daar was 'n stadium voordat die Here opgevaar het in die hemel, wat die disippels, die kinders van die Here, nie opmerk was met die Here nie. En hulle was nie waar hulle moes wees met die Here nie. Ons weet hoe hulle die Here daarso verloon het. Ons weet hoe hulle gesê het saam met Petrus, nie Petrus alleen nie, ons gaan visvang, en hulle het saam gaan visvang, en hulle was nie waar hulle moes wees, waar die Here wou gehad het hulle moes wees nie. Die Here het besondere boodskappers na hulle toe gestuur, liewe vriende, na sy opstanding. Hy selfs aan hulle verskyn na sy opstanding, en daar by die see van Tiberias het die Here sekerlik 'n wonderlike ontmoeting met hulle gehad, en die kinders van die Here herstel, sodat hulle weer opmerk en op trek kan kom waar hulle moes wees. En toe hulle daar herstel is, liewe vriende, toe kom die Here opvaar in die hemel en het hierdie wonderlike boodskap en opdragte aan hulle gegee, wat hulle moes uitvoer. En daarom is hemelvaart eintlik 'n wonderlike plek vir die kind van die Here. U wat vanaand kan sê, ek is in die regte verhouding met die Here. Ek is nie bewus van iets wat tussen my en die Here is nie. En dis waar die disippels hulle bevind het. En eintlik is hemelvaart vir hulle, wat nie iets tussen hulle en God het nie. Want die boodskap wat dan kom, liewe vriende, is vir hulle. Die wat nie in die regte verhouding met die Here is nie. Nou hoef ek nie vir jy te sê wat is die boodskap nie. Die boodskap is dood eenvoudig, voor die hemelvaart, kom in die regte verhouding. Maak reg wat jy moet regmaak, en dan is daar dinge wat daar gedoen moet word. En so kom dit wat ons sekerlik sien, dat die hemelvaart is absoluut 'n wonderlike boodskap, liewe vriende, van seëninge vir die kind van God. Die hele boodskap van hemelvaart is absoluut daarop gemik om die kind van die Here aan te spoor, aan te moedig, om sekerlik jou beste te doen vir die Here terwyl jy hier op aarde is, en dat ons alles vir die Here sal gee terwyl ons dit nog so kan doen dan ook. Ons sien hierdie gesindheid, liewe vriende, van seën, sien ons dit daar in vers 50, en hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy sy hande opgehef en hulle geseën. En liewe vriende, en toe die Here hulle geseën het, was daar 'n wonderlike gevolg gewees. Toe die seën van die Here oor sy kinders gekom het, en ons lees, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hoor nou, hulle het hom aanbid en in Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Daar was nie 'n hartseer nie, dis nie 'n tyd van droefheid nie, dis nie 'n tyd van rou nie, daar was 'n wonderlike blydskap, 'n wonderlike opgewondenheid, en al die Here aanbid, liewe vriende. Dink nie die eenheid en die samehorigheid van hierdie klomp kinders van die Here wat daar was. Die disippels het dit gesien, hulle gaan terug en hulle aanbid die Here met hierdie blydskap, liewe vriende. Op die ou end kom daar 120 by mekaar wat die Here elke dag soek, en hulle word later vervul met die Heilige Gees. En liewe vriende, vers 53 sê hierdie woorde, hulle was geduldig in die tempel en het God geprys en gedank. Dis nou nadat die Here opgevaar het in die hemel. Dis mos nie 'n oomblik van hartseer of droefheid of wat ek met 'n las is nie. Nee, daar is wonderlike hoop. Waarom? Die Here het opgevaar in die hemel. En daar is soveel beloftes wat daarmee saamgaan. Liewe vriende, dit was die wonderlike seën wat daar was. Ons lees dan ook daar in Markus 16 vers 19 staan daar, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Let op, liewe vriende, die seëning wat in hierdie kinders van die Here se lewe gekom het. Ons praat nou van dieselfde disippels wat 'n rukkie terug weggehardloop het.
Ons praat nou van dieselfde disippels wat daar in die agter geslote deure bymekaar gekom het, liewe vriende. En eers een van hulle, Thomas, wou nie eens daar wees nie. En liewe vriende, dis hier dieselfde mense van wie ons praat. En toe die Here opgevaar het in die hemel, toe het hulle oral gegaan, hulle het gespreek. En die Here het saamgewerk. Die wonderlikheid van wat die Here kom doen het, liewe vriende. Dit is 'n besondere seën. En hoe kan dit anders wees, liewe vriende, terwyl ons sal weer by hierdie gedagtetjie uitkom ook, maar terwyl hierdie wonderlike seën ook daar was van die Heilige Gees wat dan gekom het. Johannes 16 vers 7 sê, maar ek sê julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Liewe vriende, baie duidelik uit die woord van die Here dat God sê vir ons as sy kinders, dat die rede waarom hy moes opvaar in die hemel is uit en uit tot die kind van die Here se voordeel. Daar's wonderlike seëninge wat ons deel is. Nou sê ek dit, liewe vriende, nou moet ek u dalk vra, is hierdie seëninge ideaal vanaand? En leef ek in hierdie blydskap soos wat die Bybel die disippels beskryf daarso? Kom ons by mekaar by die tempel of by die kerk van die Here, dank die Here ons is hierso. En dit behoort 'n blydskap te wees, juis omdat die Here opgevaar het, is dit wat ons doen. Hulle het die Here aanbid, hulle het die Here gedien, liewe vriende. Dit is wat hulle gedoen het toe die Here opgevaar het. Dit was vir hulle 'n wonderlike seëning gewees. En as dit vir daardie, amper wil ek sê, eerste kinders van die Here net so na die hemelvaart so was, liewe vriende, hoeveel te meer moet dit vir ons sekerlik nou wees, kan ek dit so uitdruk soos die skrif sê, op wie die eindes van die eeue gekom het, nou dat ons weet dat die Here kom. Nou moet ons sekerlik nog meer by mekaar kom en die Here soek en hierdie blydskap en die wonderlikheid van die Heilige Gees as trooster in my hart en my lewe ervaar, liewe vriende. Die een wat daar by my is, langs aan my is, om my te leer en te herinner aan alles wat die Jesus gesê het. Nooit kan enigeen van ons sê, ek weet nie eintlik mooi wat om te sê, liewe vriende, en wel in ons mensheid kan ons dit sê, maar as ons sê ons steun op God die Heilige Gees om ons te lei en in staat te stel, dan sal ons altyd iets kan doen vir die Here. Dit is 'n wonderlike seëning wat daar is. Liewe vriende, die uitstorting van die Heilige Gees van God het so 'n geweldige verandering in die kinders van die Here se lewe gebring. Jy weet mos hoe Petrus hulle voor die tyd was, en jy weet nou hoe hulle nadat hulle vervul was met die Heilige Gees, hoe hulle lewe was. Die krag wat daar in hulle lewe was, die teenwoordigheid van die Here, die werking van God. En dit gryp ons harte aan en ons sê, Here, ons verlang dit, ons wil meer daarvan hê. En liewe vriende, en dit het gebeur omdat die Here Jesus opgevaar het in die hemel. Nou het die Heilige Gees verander van toe tot nou, liewe vriende? Nee, hy het nie verander nie. Het God die Seun verander? Het God die Vader verander? Nee, liewe vriende, dit het nie verander nie. Die seëninge bly absoluut dieselfde. En die Here wil hê dat dit ons deel moet wees. Dat ons tot eer van die naam van die Here kan lewe. Maar daar's 'n ander seëning, liewe vriende, wat vir my geweldig groot ook is. Behalwe dat die Heilige Gees gekom het, liewe vriende, is daar hierdie geweldige seëning wat ons as kinders van die Here het. En voor ek hierdie seëning vir die daar op die bord sit, is dit een van daardie seëninge, liewe vriende, wat ek dink die ou duiwel baie keer reg kry. Dat 'n kind van die Here veral in tye van nood, in tye van beproewing, in tye van versoeking vergeet. En as ons hierdie saak kan onthou, hierdie wonderlike seëning wat saam met die hemelvaart gepaard gaan, liewe vriende, en ons onthou hierdie saak, weet jy, liewe vriende, maak nie saak die nood nie, maak nie saak die beproewing of die versoeking, maak nie saak die erns van my situasie op tydelike gebied hier in hierdie wêreld waar ons nog is nie, liewe vriende, daar's 'n wonderlike saak waarin die kind van die Here absoluut vashou en wat dit sal maak dat daar nie twyfel in die hart kom nie. Dit sal maak dat u nie sal ophou om God te vertrou en vas te hou nie. En weet jy wat is hierdie seëning, liewe vriende? Ek noem dit sommer voorbidding. Romeine 8 vers 34 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Liewe vriende, toe die Here opgevaar het in die hemel, u weet mos nou waar is die Here? Waar is hy? Aan die regterhand van God die Vader. Wat doen hy? Wel, behalwe dat hy vir ons plek berei, tree hy vir ons in. En nou sê vers 35 net daarna, wie sal ons dan skei van die liefde van Christus? As ek hierdie wonderlike waarheid in my hart het, die Here tree vir my in, liewe vriende, dan gryp ek dit mos sekerlik en ek sê, niks sal my skei van die liefde van Christus nie. Jy kan vers 35 gaan aanlees. Hy noem al die omstandighede wat daar mag plaasvind in 'n mens se lewe. En hy sê, niks sal ons skei nie, behalwe my eie sonde. Maar as ek nou nie sondig nie, niks sal my kan skei van hierdie liefde van die Here nie. Liewe vriende, dis die wonderlikheid van wat die Here kom doen. Ons moet sekerlik hierin vas staan om te weet, die Here bid vir ons. En ek moet dit dalk duidelik stel vanaand, kind van die Here. Partykeer lees ons hierdie teksvers en ons sê, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, en weet jy, dan partykeer skep ons hierdie verkeerde prentjie in ons gemoed. Jy weet, soms bid ons in ons eie persoonlike gebede, ek dink u mag nou assosieer daarmee. Soms bid ons persoonlike gebede, ons sê, Here, raak asseblief hulle wat siek is, in ons gemeente byvoorbeeld. Raak hulle aan, wees met hulle wat siek is. En ander kere, liewe vriende, dan is daar iemand se naam wat baie meer sterker en spesifiek uitstaan vir u en daardie persone wat siek is. En daai oggend of daai aand, wanneer u nou ook bid, dan bid u spesifiek vir daai persoon. En u tree vir hulle met 'n besonderlike empatie en 'n besonderlike liefde in die hart. Tree u vir hulle in en u bid in volle erns vir hulle. Ons doen dit, né? Nou wanneer die Bybel hierso sê wat ook vir ons intree, moet u nou verstaan. Dis nie dat die Here bid vir sy kinders nie. Die Here bid vir u by naam. Hy bid vir u by naam. Want almal van ons wat hier is, liewe vriende, het nie dieselfde behoeftes en nood. En die Here weet presies wat jou nood en jou behoefte is, en hy weet presies waarvoor hy vir jou moet intree. Bo dit, die Here weet presies vir die sonde wat lê en loer om jou lewe te vernietig. Die Here weet presies van die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu en hy soek om u te verslind. Die Here weet van die duiwel wat u wil sif, soos wat hy vir Petrus ook gesê het. En wat het die Here vir hom gesê? Maar ek het vir jou gebid. En liewe vriende, so moet ons sekerlik weet, die wonderlikheid van die Hemelvaart is dit, dat die Here is die een wat sekerlik vir ons bid, kind van God. As u vanaand met 'n vaste sekerheid sê, ek weet die Here bid vir my, ek weet hy bid vir my. Waarom laat ons toe? Laat dinge van hierdie lewe my onderkry. Maar nie verkeerd verstaan nie, daar mag dinge wees wat moeilik is. Maar dit my nie onderkry en my skade laat lê geestelik, en my verwoes en my bring op 'n plek om sonde te doen nie, dit moet nie gebeur nie. Daar gaan moeilike goed kom. Dit was nie maklik vir Petrus daar by die vuur nie, liewe vriende, al sê ons nou baie oor hom. Was nie maklik vir hom toe almal daar allerhande dinge gesê het nie, dit was nie. Maar dit was nie vir hom nodig om sonde te doen nie. Dit was nie maklik vir Noag gewees, liewe vriende, toe hy die ark moes gebou het nie. Maar hy het nie sonde gedoen nie, hy het getrou gebly. Jy sien, want die Here het van hom ook geweet. En so is daar party, liewe vriende, ons is dalk omring deur ander kinders van die Here en ander voel, jong, ek is so Noag, ek veg teen die hele wêreld op hierdie stadium. Maar God bid vir jou. Want u moet dit weet, kind van die Here. U moet sekerlik in die Here kom sê, Here, ek kan op u kom steun. Hebreërs 7 vers 25 en 26 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan. Waarom? Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Liewe vriende, wat 'n verskoning het ons. Die Here leef altyd en hy kan altyd vir ons intree. En dan sê vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Is dit nie wonderlik hoe die Here beskryf word nie? Liewe vriende, let net op wie bid vir u. Let net op wie bid vir u. Die Here Jesus
Hierdie volmaakte hoëpriester, liewe vriende, heilig, onskuldig, daar's geen duisternis in hom nie. Geen sonde in hom nie. Geen onreinheid, geen niks verkeerd in hom nie. Liewe vriende, bo dit alles, hy's alwetend. Hy bid vir ons. En mag ons sekerlik daarin 'n wonderlike rus vind dan ook. Dan, liewe vriende, die seën van Hemelvaart is sekerlik dan ook hierdie saak, die beloftes wat daarmee gepaard gaan. En daar's wonderlike beloftes wat daarmee gepaard gaan. En ons moet nou eerstens net dalk dit vra, wie het dit beloof? En ons moet sê, God het dit beloof, nie 'n mens nie. En wie het hierdie beloftes bevestig? Hierdie is altyd vir my aangrypende vers in Handelinge 1, daar in vers 11, wanneer hy sê, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Liewe vriende, in die hemel is dit 'n algemene feit. Die rede waarom die Here opgevaar het, is hy gaan plek berei, en hy gaan weer terugkom. En die engele het geweet dat daar sekere opdragte en verantwoordelikhede aan die kind van die Here is gegee is, saam met al die beloftes wat daar aan die kinders van die Here gegee is, en hulle sê, waarom staan julle nog en kyk, kom, daar's werk om te doen, dinge wat julle moet doen. Liewe vriende, ons het hierdie wonderlike saak, God het beloof, die engele het dit bevestig, liewe vriende, en ek moet nou vir u sê, as ek nou luister na baie snaakse boeke en stories wat mense nou deesdae praat, as baie mense, hulle hang die engele aan, hoor. Engele het hierdie openbaring, en engele het hierdie, en engele, die snaaks, hulle hang nie hierdie wonderlike saak aan nie. En dan voel ek baie keer om vir die mense te sê, jong, wat 'n engel hang jy aan? Die engel van die duisternis? Want die engel van die lig maak nie soos jy nou sê nie. Jy sien, liewe vriende, dis nie soseer die engele nie, maar dat Jesus dit gesê het. En hy dit kom beloof. Kan jy onthou wat is die belofte van die Here? Die belofte wat vir ons elke kind van God geld. Johannes 14, daar vers 1 tot 3 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, dis die eerste ding wat ons nie moet doen nie. Tweede ding wat jy moet doen, glo in God, glo ook in my, sê die Here. En dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Die Here sê dit, en hy beloof dit, en hy doen dit. En as ek gegaan om vir julle plek berei, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, liewe vriende. Die wonderlikheid dat ons sekerlik hierdie saak het. Die Here kom weer, en ons gaan saam met hom wees. Dis die wonderlike versekering. Liewe vriende, ons het hierdie belofte. Ons weet dat die Here kom. Hoekom sal ons twyfel aan dit? Hoekom sal ons enigsins twyfel aan dit? Waarom sal ons leef asof daar nie iets is om voor te leef nie? Ons het iets om voor te leef. Ons kan tot eer van die naam van die Here leef. Die Here kom. En terwyl u weet, en ek hoef seker nou nie baie vir u vanaand daaroor te sê nie, terwyl u weet die Here kom, weet u die Here gaan ons beloon, hè? Nou, kind van die Here, wat behoort ons dan nou te doen? Kan ek dit maar so uitdruk, maak loon by mekaar. Maak loon by mekaar. Bou met die goud, bou met die kosbare stene, bou met die silwer, los nou die houthooi en die stoppeltjies, los nou daai, gaan bou met dit wat reg is, en bou in die eie geestelike lewe in, sodat u met 'n wonderlike vrymoedigheid voor die Here kan staan dan ook. Die ander belofte wat daar is, liewe vriende, weet ons is sekerlik nie net dat die Here gaan kom en dat hy vir ons 'n wonderlike plek voorberei, naamlik aan die hemel nie, maar ook die belofte van die Heilige Gees. En die wonderlikheid van die Heilige Gees is, liewe vriende, nie net, hoor nou mooi, nie net dat ek vervul kan word met die Heilige Gees van God nie, maar dit wat die Heilige Gees van God gaan kom doen, terwyl ons hier op aarde nou nog is. Dit wat die Heilige Gees vandag nog doen, is sekerlik die wonderlike saak wat ons het. En liewe vriende, in Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, dis nou die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En ek wil amper sê, as 'n kind van die Here hierdie teksvers lees, 'n ongeredde mens hou nou nie baie van hierdie teksvers nie, laat ek net eers dit sê.
As 'n ongeredde mens hierdie teksvers hoor, dan wil hulle dadelik wonder oor wat is sonde en wat is geregtigheid en wie oordeel. Hulle het altyd probleme met hierdie woorde. Veral sonde en oordeel. Hulle het altyd 'n probleem met hierdie woorde. Maar vir die kind van die Here, iemand wat nou waarlik gered is en lief is vir die Here, is hierdie 'n ander teksvers, liewe vriende. Ons sien dit in heeltemal 'n ander lig as 'n ongeredde persoon. Want ons besef net, Here, dankie. Ek hoef nie iemand te oortuig van sonde nie. Dankie Here, ek hoef nie iemand te oortuig van geregtigheid of van oordeel nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Die Heilige Gees van God doen dit. Wat 'n wonderlike hulp. Liewe vriende, as u nou al ooit in 'n vleeslike toestand was as kind van die Here en u het toe probeer om met iemand anders te praat oor die Here en dit het by sonde uitgekom, liewe vriende, het dit gewoonlik dit het net nie goed gegaan nie. Maar toe ons toegelaat het dat die Heilige Gees van God in en deur ons lewe kon werk, en ek wil dit beklemtoon, die Heilige Gees gebruik ook sy kinders om die wêreld te oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En toe daardie kind van die Here so reg voor die Here is, en die Here kon toe nou deur die Heilige Gees van God iemand anders oortuig van sonde, liewe vriende, dis 'n verskil. Ek sê nie vanaand almal wat oortuig word van sonde bekeer hulle nie, dit gebeur nie. Maar een ding is, hulle weet hulle was oortuig. Hulle het geweet, hulle moet regmaak met die Here. Dit is daarom die een ding wat hulle geweet het, liewe vriende. Maar wanneer dit in die krag van God gedoen word, deur die werking van die Heilige Gees van God, liewe vriende, dan is daar 'n wonderlike oorwinning wat daar is. Kind van die Here, hierdie behoort ons geweldig aan te spoor om te sê, Here, dankie hiervoor. Dankie vir die Heilige Gees wat hierdie wonderlike werk in 'n hart en lewe dan ook so kom doen dan ook. Dan, liewe vriende, is daar nog 'n saak oor hierdie belofte en ek wil dit so noem, hierdie belofte is aangeneem. En voor ek nou aanskuif daar op die bord, wil ek net vir u nou net eers so vra, liewe vriend, kind van God, het u die beloftes van God aangeneem? Nou dat die Here Jesus opgevaar het in die hemel. Ons het mos nou die belofte 1, die hemel is daarso, en die Here berei vir ons plek, en hy kom weer om ons te kom haal. 2, die Heilige Gees van God, wat gegee is, dat ons in oorwinning kan lewe. 3, dat ons iemand in die hemel het, die wonderlikheid van die Here Jesus self, wat presies weet hoeveel hare op my hoof is, en hy weet om vir my te bid. En nou het ek al hierdie wonderlike beloftes, liewe vriende, al hierdie wonderlike beloftes het ek daar. Nou is die vraag vanaand, het u dit al aangeneem? En as u nou vir my gaan sê, ja, as ek saam met u bly, maar ek gaan nou vir u nou wys uit die woord van die Here uit, hoe was dit toe die kinders van die Here, wat daai dag daar was, toe die Here opgevaar het in die hemel, hoe was dit toe hulle dit aangeneem het? En as jy na hulle gaan kyk nou vanaand, dan gaan jy nou sê, ek het dit aangeneem of ek het dit nie. En jy gaan dalk agterkom, Here, ek sit nog met ongeloof. Daar's dele of iets van my wat nog nie aan die oor gegee is nie. Want u hemelvaart is nog nie vir my werklikheid soos dit moet wees nie. Goed, so hier kom die eerste ding, liewe vriende. Hierdie belofte is aangeneem en ons sien dit baie duidelik in die blydskap wat hulle openbaar het. Ons lees in Lukas 34 vers 52 en Lukas 24 vers 52 en 53. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En kind van die Here, as die blydskap van God nie in die lewe is nie, hoe het u die belofte van God aangeneem? Iemand wat nie die blydskap van of die blydskap van die Here in hulle lewe het nie, liewe vriende, en men allerhande ek wil nou nie sê depressie sit nie. Is iemand wat sê ek weet nie of ek ook kan staan op die beloftes van die Here nie. Of jy die Here nie genoeg gaan soek om 'n belofte van God te kry nie. Al het my omstandighede nog nie verander nie, maak dit nog nie 'n belofte, maar as God vir 'n belofte gegee het, liewe vriende, maak dit nie saak wat die res sê, wat die praktyk sê nie. Dis vas. God het beloof. In die wêreld vandag wil ons laat verstaan, liewe vriende, daar is nie 'n God nie. Hy bestaan nie, hy leef nie. So hulle wil ons laat verstaan,
en die Here gaan nie weer kom nie. Maar ons hou tog vas aan hierdie belofte, die Here gaan kom. Nou vir ons tydelike dinge kan ons sekerlik ook mos nou in hierdie blydskap lewe. Dis deel van ons lewe. En dan staan daar en hulle was geduldig in die tempel, het God geprys en gedank, liewe vriende. Dit is hulle wat die beloftes van die Here aanneem, gaan soek die Here. Hulle is in die tempel. En daar's lank dank in hulle hart. Hulle loop oor, hulle sien uit met verwagting na dit wat die Here kom doen. Hierdie belofte is aangeneem. Die tweede saak wat ek vir u wil noem, liewe vriende, dat hierdie belofte aangeneem is gehoorsaam. Hulle was die gehoorsaamheid wat hulle openbaar het. Handelinge 1 vers 12 en 13 sê, daarop draai hulle om van Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatreis ver. Toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Dis nou net na die engel vir hulle gesê het, Galileese manne, wat staan julle? Die Jesus wat in die hemel opgevaar het, sal net so kom. En nou draai hulle om en hulle gaan na Jerusalem toe, soos die opdrag was, gaan wag in Jerusalem, totdat julle die belofte van die Vader ontvang het. En hulle gaan toe daar na die bovenvertrek toe, liewe vriende, en hulle gaan wag daarso. 'n wonderlike saak wat daar is, liewe vriende. U sien, vir die kind van die Here is die belofte van God vir my 'n realiteit en 'n werklikheid, as ek gehoorsaam is, want elke belofte het mos maar 'n voorwaarde of 'n opdrag wat nagekom moet word. As hulle die belofte van die Vader, die Heilige Gees wil ontvang, liewe vriende, wat moes hulle doen? Hulle moes gaan wag, daar in Jerusalem. Dit help nie, hulle gaan nou na 'n ander plek toe nie. Dit help nie Petrus sê, ek gaan nou terug na Galilea, na my huis toe daar nie, ek kan daar net so goed op die Here wag as daar in Jerusalem, ek kan dit net so goed doen, dit was nie die opdrag nie. Die opdrag was in Jerusalem. En liewe vriende, vir die ongeredde mens, wat ongehoorsaam aan die Here is en die Here nie aanneem nie, is hierdie 'n probleem, omdat hulle ongehoorsaam is. En ons lees hoe groot die probleem vir hulle is, daar in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, hy sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie geken het nie, en die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam was nie, hulle sal as straf ondergaan die ewige verderf, weg van die aangesig van die Here, van die heerlikheid van sy sterkte. Liewe vriende, wat 'n saak vir die ongeredde mense. Hulle wat nie gehoorsaam wil wees aan die Here nie, ongehoorsaam aan die evangelie, liewe vriende, hulle gaan 'n ewige straf ondergaan, 'n geweldige swaar ding wat daarin wees. Maar vir die kind van die Here is dit iets wonderlik. Here, ek is so dankbaar oor die belofte, oor die wonderlikheid, wat saam met u gekom het, dat u opgevaar het in die hemel, wat u vir ons kom gee. Ek is gehoorsaam aan u. En liewe vriende, dit is nogal opvallend, hoe die kinders van die Here, veral nadat die Here opgevaar het in die hemel, natuurlik saam met Pinksterdag en die vervulling met die Heilige Gees, natuurlik daarmee saam, hoe hulle gehoorsaam was aan die Here. En hoe hulle lewe heeltemal anders was, heeltemal tot geweldige seën was. Kind van God, net hierdie twee dinge. As jy die beloftes van God glo, een sal blydskap in die hart wees, daar sal 'n hoop sekerlik in die hart wees. 2, jy sal gehoorsaam bly aan God, as jy sy beloftes glo. En dis die wonderlike twee dinge wat daar moet wees. So, liewe vriende, kom ons gaan die boodskap afsluit en ons gaan dan net kyk vannag. Wat is die opdrag dan? Ons moet nou gehoorsaam wees. Wat is die opdrag? En ons lees na Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Wonderlik. Nou sê vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier is die opdrag. Wat moet ons gaan doen? Ons moet uitgaan en ons moet ander mense wen vir die Here. Ons moet sekerlik hulle help om geestelik te groei, liewe vriende. Hulle moet geleer word en onderhou word wat hulle moet doen dan. Ons mag hier volgende 3 vrae vra. Die eerste een is, wie gee die opdrag? Dieselfde persoon wat die beloftes gegee het, die Here. Die Here Jesus gee dit. En dan word daar ook in die tweede opsig moet ons vra, deur wie se krag moet die opdrag uitgevoer word, liewe vriende? En nog nooit het die Here gesê deur julle eie krag nie. Deur het voor hierdie opdrag het hy gesê, aan my behoort al die mag, in die hemel en op die aarde.
Dis die eerste ding wat die Here gesê het, so hy sal in staat stel. Saam met dit het die Here gesê dat hy die belofte van die Trooster, die Heilige Gees sal stuur, wat ons sal leer en herinner aan alles wat ons moet sê, wat ons moet doen. Hy is die een wat ons sekerlik in staat stel om hierdie opdrag uit te voer, liewe vriende. Nog nooit was dit in ons eie krag wat ons dit moet doen nie. So, ek moet nou dalk iets hierby vra en ek moet vir u vra, is daar enige iemand vanaand hier wat kan sê, ek kan nie hierdie opdrag van God uitvoer nie? En as enigeen van ons sê, ek kan nie, dan moet ons sê, en dalk vra jong, wat is die sonde in jou lewe? Want die Here het nie gevra of jy slim is nie, hy het nie gevra of jy in jou vermoë doen nie, hy het gesê, hy stel in staat, jy moet net dit doen. Jy moet net gewillig wees om dit te doen. Dis die opdrag. En dan, liewe vriende, dan moet ons seker in die derde opsig maar net vra, wie moet die opdrag gehoorsaam? En liewe vriende, wie moet hierdie opdrag gehoorsaam? En weet jy wat is so hartseer oor wie hierdie opdrag moet gehoorsaam? Dis so klein groepie mense in die wêreld wat dit moet doen. Want die ander kan nie. Hulle is nie gekwalifiseer om dit te doen nie. Liewe vriende, die wat gered is en die wat toegerus is, hulle moet hierdie opdrag uitvoer. Nou is daar min mense in hierdie wêreld wat gered is, né? Nou ek wil nou by 'n punt kom oor die min wat gered is en hierdie opdrag moet uitvoer. En die punt waarby ek wil kom is, as ek nou deel van die min is, wat hierdie opdrag moet uitvoer en ek doen dit dan nou nie, dan maak dit ons nou dit minder en maak die las swaarder op die ander. Is dit reg? So kind van die Here, elkeen van ons het hierdie opdrag. En dis nie net party nie, almal van ons moet hierdie ding doen. En dan ook toegerus, nie toegerus met kursusse, toegerus met kennis en toegerus met die Heilige Gees van God, al oorgegee aan die Here. Dis hulle wat dit kan doen. Dis hulle wat dit moet doen. En dan sê die Bybel sê mos daar, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, ek moet nou my eie persoonlike lewe met die Here groei, my verhouding met die Here groei. As u nou vandag, liewe vriende, meet gou u eie lewe. As u nou vandag hierdie opdrag gaan uitvoer en u gaan praat met iemand anders nou heel eerstens oor die Here Jesus, nie deel die evangelie en hierdie persoon maak 'n oorgawe aan die Here, né? As jy saam met my. Hierdie persoon maak 'n oorgawe aan die Here. Nou het ons een deel van die opdrag uitgevoer, as ek reg. Ons het vir hulle vertel van die Here en hulle het nou tot bekering gekom. Maar nou sê die Bybel en leer hulle alles. Nou die vraag nou is, as u nou iemand na die Here toe gelei het, wat sal u nou nog vir hulle kan leer? Wat sal u nog vir hulle kan leer? Wat gaan u vir hulle kan sê? Weet u wat het die Here my geleer? Die Here het my geleer om my 10de te betaal byvoorbeeld. My 10de te gee. En ek gaan die insident vertel uit die skrif en hoe die Here met u gehandel het. U gaan sê, jong, weet jy wat het die Here my geleer in moeilike omstandighede? Ek moet op hom vertrou. En dis hoe hy dit vir my geleer het. Dis wat hy vir my gesê het. U sien, liewe vriende, en as u nou vanaand hier so sit en u moet sê, ek weet nie of ek nog iets vir iemand anders sal kan leer, behalwe om te sê ek is gered. Nou as jy dit sou sê, moet ek jy nou vanaand 'n moeilike vraag vra, 2 moeilike vrae. Eerste een is, hoe lank is jy al gered? Want as jy nou dalk gister tot bekering gekom het, liewe vriende, dan kan ek verstaan dat jy dalk sê ek het nou nie baie om te leer vir iemand anders nou dadelik nie, want ek het nou net gister tot bekering gekom. Maar dan gaan iets wees, ek waarborg jy, as jy in 'n verhouding met die Here is, sal dit so wees. Maar as jy nou vanaand hier is en sê, jong, ek is nou al so lank gered, en ek is al baie lank gered, en ek kan vanaand nie vertel van nog iets wat iemand anders kan leer nie.
dan moet jy dalk seker maak of jy regtig gered is. Want hulle wie gered is, God leer hulle. Die Here gaan nie vir jou 'n opdrag gee, kind van die Here, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Die Here gaan nie vir jou opdrag gee wat jy nie kan uitvoer nie. Die Here gaan mos vir jou leer. Want dis mos wat die teksvers sê, alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dit wat die Here my geleer het, wil hy hê moet ek ander leer. Die Here gaan nie die opdrag gee en jou nie leer nie. So is onmoontlik om so lank gered te wees en te sê die Here het my nog niks geleer nie. Al wat ek vir iemand anders kan sê is jy moet jou net bekeer. Dit kan nie so werk nie. Kan nie so werk nie. Liewe vriende, ons moet meer as dit. Jy sien, hierdie opdrag is 'n wonderlike voorreg, liewe vriende. Ons is getuies van Jesus. Ons vertel mense van wie Jesus is en wat hy kom doen het. Ons is medewerkers, ons is diensknegte, ons is ambassadeurs van die Here dan ook. Daarom is die opdrag, liewe vriende, is daar sekerlik 'n prys daaraan verbonde vir elkeen wat dit wil doen. Die prys is, gaan dan heen, partykeer soms in ons lewe, ek moet dinge los om te gaan. Ek moet dinge laat staan om te gaan, maar ek moet dit gaan doen. Dit gaan iets van my kos, liewe vriende. Maak disippels, is nie die maklikste ding altyd nie, liewe vriende, om vir mense sekerlik te onderrig en te wys, om te sê, dis hoe jy die Here moet dien, vir my kinders te wys, dis hoe jy die Here moet dien. En liewe vriende, daar by die werk, dis hoe jy die Here moet dien. Ons moet dit sekerlik doen, liewe vriende. En dan wat die Here sê, en leer hulle. Dis nie dat hulle onwillig is nie, maar leer hulle. Hulle moet geleer word, hulle verstaan nie hierdie dinge nie. Hulle moet geleer word. En die Here wil hê dit moet gebeur in ons lewe. Kind van die Here, dis die opdrag. So liewe vriende, ek gaan afsluit met hierdie laaste slide daarso, en ek moet dit sê, die wêreld het Jesus nodig, liewe vriende. En skeer u los van dit wat u keer om die opdrag uit te voer. Soos u vandag sê, ek weet dat ek 'n kind van die Here is, ek kan vertel van hoe die Here in my 'n pad met my geloop het. Ek weet daarvan. En ek moet dit met iemand anders kan deel. Kind van die Here. As jy net vanaand hierdie wonderlike saak begryp. Die Here het u gered en hy het met u 'n pad geloop, want hy wil hê u moet daardie pad wat u geloop het met iemand anders deel, om hulle te help. Hy wil hê. U moet dit doen. Nie een van ons wat hier vanaand is, liewe vriende, dieselfde pad met die Here geloop nie. Nie vir een van ons het nie dieselfde dinge gekom en dieselfde stryd in ons lewe gehad. Nie een van ons nie. Nie een van ons het met dieselfde sondes noodwendig te doen gehad, as wat een ander te doen gehad het, liewe vriende, of dieselfde mate daarmee te doen gehad nie. Nie een van ons het daarmee te doen gehad nie. Nou, liewe vriende, nou weet die Here, daar's ongeredde mense wat naby aan dieselfde pad van geloop het, wat u geloop het. Baie naby aan dieselfde pad. Wat sekerlik, as mense wat met dieselfde dinge sukkel is waarmee jy sukkel. Vir ander ouens is dit sommer so maklik, maar hierdie een ding is vir jou net verskriklik moeiliker. Maar jy het hierdie pad met die Here geloop, en die Here weet, iemand moet dit hoor, daar's 'n ander persoon wat dit moet hoor. En as ons by dit uitkom, liewe vriende, ons kom opnuut uit, en ons gaan uit, en ons praat, en ons deel met mense, weet jy wat gebeur? God sal dit seën, want dit is sy opdrag wat nagekom word. Dis die opdrag wat die Here het, totdat hy kom. Is dit waarmee ons moet besig vind. Dis ons hooftaak. Al die ander dinge is sekondêr in hierdie lewe, al die ander dinge, hierdie is die hooftaak. Wil u nie dan so met die Here deurgaan, die liewe vriende, en wil u nie die Here so kom vertrou nie? Daar's die laaste enetjie, liewe vriende, daar's nou oop bladsy. En u moet nou maar invul daarop, liewe vriende, en u moet toelaat dat God kan invul daarop, en dat dit gebruik kan word, en dat hierdie brief gestuur kan word aan 'n wêreld, en dat hulle by die Here so mag uitkom. Hemelvaart is 'n wonderlike seëning. Dis 'n wonderlike boodskap van oorwinning. Dis dit wat God vir u kom gee het. Neem dit. Moenie dat die duiwel dit van u steel nie. Moenie. Hy het dit klaar reg gekry dat hulle hierdie dag in ons land gesteel het, liewe vriende, nie eerbiedig nie. Maar moenie laat hy dit uit u hart steel nie. Leef in hierdie wonderlike krag en oorwinning van die Here. Mag die Here u seën. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan tot die Here nader, dan gaan ons saam bid. Ag, ek wil so noem, as daar enige persoon vanaand hier is, of wat selfs mag inluister en wat sê,
ek is nie reg met die Here nie, ek kan nie getuig dat ek gered is nie, hoe kan ek vir iemand anders vertel? Of iemand wat sê, Here, ek is gered, maar ek is eintlik skaam as ek dink wat ek vir ander moet leer oor die tyd wat ek nou al gered is. En ek wil opnuut my kom toewy, op my nuut kom oorgee, want ek weet dat hierdie oorwinning is daar in U. En dat U daarin sal vashou en dat die Here vir U baie ryklik mag seën. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons eer en ons aanbid U as die groot en almagtige God, vir wie daar geen saak te groot of te klein is nie. En Here, en U kom praat met ons, en U wil vir ons as die kinders kom aanspoor en aanmoedig, en wil U dit nie ook in hierdie aand in ons harte werk, en dat ons daardie gesindheid sal hê, Here, sodat U verhoog en verheerlik sal word. Dankie vir elke belofte, Here. Dankie dat U ons ook in staat stel om elke voorwaarde na te kan kom, om hierdie beloftes ons deel te word, Here, in ons lewe ook. En ons eer U, dat U vir ons almal bid in hierdie oomblikke, Here, by naam. U ken ons, en U ken ons omstandighede, 'n wonderlike seëning wat ons as U kinders het. En ons kan in U rus, want U is ons krag en ons sterkte. Ons wil opnuut kom sê, Here, ons het U baie nodig, en sonder U kan ons nie iets doen nie. En dankie dat U ons kom in staat stel dan. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied, soos dit daar op die bord ook so sal wees. En mag die Here dit dan ook so seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met julle elkeen. Amen.